Goeiemôre. Ek glo dit gaan baie goed met almal van julle. Nou, ek worstel al baie jare lank met my geloof. En so rukkie terug, sê so 'n maand terug, het Vader, Heilige Gees, vir my gesê, Nicolien, word wakker, my tyd kom, wanneer ek vir Yeshua weer gaan stuur. So, ek het toe besef dat ek my lewe moet verander. Okay, wel, ek is besig om dit te doen, dit is 'n work in progress. Ek is nie perfek nie, ek sondig nog steeds, en ek werk daaraan. Ek doen nog baie sonde, en ek weet, en dan tik Vader my so op my vingers, wat hy vir my sê, nee. So ek probeer so, die kanaal is sodat ons saam kan groei. Hier word nie geoordeel nie, hier word nie gesê, jy's reg, ek's reg, niks van daai goed nie. Ek het Vader gevra om my te help, om sy woord uit te kry na die mense toe, en ek gee nie boodskappe ligtelik nie. Ek doen navorsing, ek slaan na, ek doen alles. Dis nie net, ek skiet nie net uit my heup uit nie. Nee. So gisteraan, toe ek nou bid, en vir Vader sê, dankie vir ek bid die Onse Vader, want dis hoe Yeshua vir my gesê het, vir ons almal gesê het, dis hoe ons moet bid. So, toe ek Onse Vader bid, en ek besluit toe nie, ek gaan nou slaap, toe gee Vader vir my 'n skrifgedeelte. Prediker 4 vers 4. Nou, ek het 3, 4, 5, 6 Bybels. 3 is dieselfde vertaling. 2 selfde vertaling en 1 vertaling. So 3 is die ou vertaling, die Bybel 1953 vertaling. En dan 2 Bybels is genade. Wag, laat ons nou eers hierso. Die Bybel nuwe vertaling, en dan 1 is die Bybel die nuwe lewende vertaling. So. En Prediker 4 vers 4 klink verskillend in al of in die 3 verskillende vertalings klink hy verskillend. Okay, so Prediker 4 vers 4 sê in die 1953 vertaling. So onder staan 'n naslaan Bybel. Okay, so is 'n Bybel wat ek gekoop, een is 'n Bybel wat ek gekoop het nou toe ons in SA was. Ekskuus. In my maand met my dogter se 21ste. Die ander Bybel is my man se Bybel wat hy gekry het toe hy gekatkeseer het uit die AP kerk uit. En 1 is 'n Bybel wat ek het nie 'n klou waar kom hierdie Bybeltjie vandaan nie. Ek dink dis my dogter se Bybel. 'n Bybeltjie wat ek vir gekoop het. Ek maar in 'n geval, ek het nie 'n klou waar kom hierdie Bybeltjie vandaan nie. Dan is daar 'n Bybel wat saam met ons getrek het van SA af, wat 'n vriend van ons Bybel was. Dan is dit my Bybel wat ek gekry het toe ek gekatkeseer het uit die NG kerk uit. En die ander Bybel is my seun se Bybel wat ek vir hom gekoop het in 2015. Net sien, ja, 2015. So nou wat vir my baie interessant is, ekskuus, is dat die woorde so verander word, van vertaling na vertaling na vertaling.
wat ek ook nie dink is reg nie. Want as Vader vir jou 'n boek gegee het, en hy sê vir jou, lees my boek, hoekom verander jy dit? Los dit soos dit is. So, van die eerste Bybel tot vandag toe, is daar soveel vertalings om die mensdom, dit by die mensdom te laat pas. Maar vir my, dit is Vader se boek vir ons, vir leiding. Nou, as jy dit gaan verander, hoeveel goed is nou, sien, dis nou, ek gaan nou weer, dis nou die ding, nee. Hoeveel goed is al uitgehaal, en ek sê dit is so nie, maar ja, hoeveel goed is al uitgehaal, en woorde is verander, om dit vir die mens meer, wat is die woord, meer aanloklik te maak, sodat meer mense dit moet lees. Ek kry meer mense lees die Bybel, dis hulle mikpunt. Maar, hoekom verander jy Vader se woord, om die mensdom gelukkig te hou? Die mensdom moet Vader gelukkig hou, nie Vader die mensdom gelukkig hou nie. Nee, boetiekie, dis nie hoe dit werk nie. Daar is sekere reëls en regulasies by Vader. Maar ja, ek gaan nog meer video's maak daaroor, want ja. Maar in elk geval, Prediker 4 vers 4 sê, verder het hy, dis nou in die 1933 tot 1953 vertaling die ene, nee. Verder het ek gesien, dat al die moeitevolle arbeid en al die bekwaamheid by die werk nywer is van die een teenoor die ander. Ook dit is te vergeefs en 'n gejaag na wind. Nou 5 sê, die dwaas vou sy hande en eet sy eie vlees op. En dan nommer 6 sê, vers 6 sê, een handvol rus is beter as al twee vuiste vol moeite en gejaag na wind. Nou, dan lees ek nou hierso uit, ek dink is die, nie nuwe vertaling nie, wat is die vertaling? Ja, nuwe vertaling, ekskuus. Prediker 4 vers 4 lees uit die nuwe vertaling. Ek het gesien dat al die moeite wat mens doen vir sukses uit onderlinge afguns kom. Ook hier kom dit dus tot niks. Dit is 'n gejaag na wind. Die dwaas vou sy hande en bewerk so sy eie ondergang. Hy vind, dis vers 5, vers 6 sê, hy vind een handvol rus beter as 'n dubbele handvol werk. Ook dit is 'n gejaag na wind. En dan die, nuwe lewende vertaling. Genade. Sê, Prediker 4 vers 4, ek het toe opgemerk dat die meeste mense se moeitevolle arbeid gemotiveer word deur afguns op ander mense, en dis ook alles sinloos, 'n blote gejaag na wind. 5. Dwaase is te lui om te werk en gaan dood van die honger. 6. Tog is 'n hand vol met rus beter as 2 hande vol met moeite en 'n gejaag na wind. So, daar is nou die nuwe vertaling se weergawe. En dit is nou, ja, klaar. Ek weet nie, is dit nou omdat hulle nou nie nywer kan verstaan nie, of wat is die probleem? Want, maar wat dit nou vir my sê is, wat ek nou uit hierdie teks se stukkie versies kry, is dat, verder het ek gesien dat al die moeitevolle arbeid en al die bekwaamheid by die werk nywer is van die een teenoor die ander. Ook dit is te vergeefs en gejaag na wind. Die dwaas vou sy hande en eet sy eie vlees op. En een handvol rus is beter as al 2 vuiste vol moeite en gejaag na wind. So, vir my sê dit nou vir ons,
dat ek verstaan nie. Want jy moet arbeid lewer. Jy moet, Vader sê in sy Bybel ook dat hy nie 'n lui hart sal seën nie. Maar is die vers nou vir ons, vir my gegee, om vir ons te sê, om vir my te sê, nie vir ons nie, vir my te sê, dat werk nie jou lewe moet oorneem nie. Dat werk nie alles moet wees en die plek inneem van sy wil en sy is dit wat die vers vir my moet sê. En dis hoekom ek nou hierdie kanaal gestig het, want kom ons help mekaar beter verstaan. Nou ek gaan nie my siening in jou keelgat afdwing nie, en hopelik gaan jy ook nie jou siening in my keelgat afdwing nie. Maar ek wil beter verstaan. En as Vader nou hierdie skrifgedeelte vir my gegee het, dan moet ek nou verder gaan naslaan oor die storie. En julle moet my help. So, dis nou my mikpunt. Baie mense gaan nie saam met my stem nie. Baie mense gaan my oordeel en great. Ek is jammer vir die wat ek dalk gaan, hoe sal ek sê, te duiwel in maak? Nee, dis lelijk woord. Ek vermy om enigstens iets van Lucifer in my lewe in te bring, iets om iemand kwaad te maak. Maar ja, die versie is nou vir my bietjie, laat my nogal dink, want nou ek is nog nie gekonfyt in die Bybel nie, maar ek weet dat Vader ook in sy Bybel sê dat 'n lui mens nie mag eet nie, want niks kom na jou toe aangeloop nie, jy moet werk daarvoor. So, maar ek dink die versie wil vir my sê dat arbeid nie alles moet wees nie. En van hom vergeet nie. Want immers sê hy ook in sy Bybel dat hy vir jou sal sorg as jy geloof het in hom. Nou, so ja, kom ons kyk wat gaan nou verder gebeur. Maar ja, en as jy bid jy volgens wat Vader gesê het, of wat Yeshua gesê het. Nou nog 'n ding, nee, ek noem nie die almagtige God nie, Here nie. Ek noem hom nie so nie, ek noem hom Yahweh, want dit is immer sy naam, en baie gaan nou nie saam met my stem nie, maar my siening oor die saak is, dat ek nie my skepper dieselfde gaan noem as wat, want elke geloof het sy eie God, en my Vader is die enigste God.
So ek noem hom Yahweh. En ek is nie 'n Jehovah's Witness nie, asseblief om vadernaam. Ek is 'n Christen. Okay, wel Jehovah is ook Christene, of semi-Christene, kan ek so sê. Maar ek is nie 'n Jehovah's Witness nie. Ek glo nie daarin om nie vader te noem wat almal anderster in hulle geloof, wat God noem nie, dis al. En Jesus, julle kan hom maar soos Jesus noem, ek noem hom Yeshua, want dit is sy naam. Dit is so vir hom gegee, toe die wêreld nog Arameek gepraat het. En dit sal so bly. Hy het so groot geword, en dat is hy. En dis hoekom vader se naam ook Yahuwah is. Actually AHWH, so vir die van julle wat nie weet nie, dis die klank van asemhaling. Vader se naam. Vader se naam. En so ja, so in Matteus 6 het Yeshua vir ons kom sê hoe om te bid. En dit is in Matteus 6 van vers 7 af. Dit is actually die hele Matteus 6, maar ek gaan nou die hele Matteus 6 lees nie. So, van vers 7 af verduidelik hy, maar van vers 9 af sê vir julle hoe julle moet bid. Maar ek gaan lees gerus vir jouself Matteus 6. So van vers 9 af. So moet julle dan bid. Onse Vader, wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk, en die krag, en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Nou dis die weergawe uit die 1933 tot 1953. So nou is dit uit die nuwe vertaling, se weergawe. Ek swy, Matteus 6. So, dan sê die nuwe vertaling. So moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Dan hou hy op. Dan sê hy, as julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar dit is nie wat die eerste Bybel sê nie. Daar is 'n hele gebed en amen daarby. Nou in hierdie vertaling is daar nou nie amen daarby nie. Hy gaan nie verder. So die hele Onse Vader is nie eers in die Bybel nie. Dan nou uit hierdie nuwe lewende vertaling. Mense, joh, dit maak my baie bang.
Lukas, Markus, Matteus. En ek moet sê, hierdie nuwe lewende vertaling lê ook baie ernstig. Hy het opskriffies oralste in Matteus. En dan sê hy, in opskrif sê hy nou in Matteus 6, hoe julle moet bid. En dan gaan hy nou vers 9, bid dan soos volg. Ons Vader in die hemel, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil hier op aarde uitgevoer word soos in die hemel. Gee ons die porsie brood wat ons vir vandag nodig het. En vergeef ons sondeskuld, soos ons ook ons skuldenaars vergewe het. Bewaar ons, sodat ons nie aan verleiding sal toegee nie, maar bevry ons van die greep van die bose. Ook nie verder nie, sê ook nie amen nie, niks nie. So, ja. Sê julle nou vir my, watter Bybel is nou die regte Bybel? Want vir my is dis die Bybel waar die Here ons Vader het. En soos wat ons moet bid, soos wat Yeshua ons geleer het. Maar ja, geseënde dag vir julle. Vader se seën, Vader se beskerming, Vader se leiding.